Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag lees ons Matteus 13 vers 1 tot 23 en die gedeelte gaan grotendeels oor die gelykenis van die saaiër en dan die verklaring daarvan wat Jesus gegee het en dan ook die doel van gelykenisse. Nie noodwendig in daardie volgorde nie. Nou, ons is bewus daarvan, soos ons die Bybel lees, dat Jesus gereeld van gelykenisse gebruik maak, wanneer hy skares toegespreek het. Nou, die manier van storie vertel, word iets bekend gebruik om iets wat onbekend is te verduidelik. So, dis deur na alledaagse dinge en verhoudings te kyk, word die mens in staat gestel om die boodskap van Jesus Christus te verstaan. So wanneer Jesus 'n gelykenis gebruik, is die doel nie net om iets te verduidelik nie, maar ook om mense te laat kom by 'n besluit oor wat maak hulle met daardie geestelike waarheid wat nou uitkom. En 'n gelykenis lyk ook na 'n verhaal te wees waarin die hoorder al hoe meer betrokke raak in die verhaal, soos wat die verhaal vorder. En soos wat die waarheid dan vir die een wat luister daarna uitkom, word daar dan natuurlik van die hoorder verwag om daarop te reageer. Nou, die doel van 'n gelykenis, as ons kyk na verse 10 tot 16, is nie noodwendig om die evangelie vir mense weg te steek nie, glad nie. Dit is nie die doel wat Jesus het nie, maar vir mense wat hulle harte verhard teen die waarheid van God, word 'n gelykenis maar net nog 'n storie. Terwyl vir die wat honger is en soek na die waarheid, na Jesus Christus, na die Messias, sal hulle die waarheid kan eien, herken en hoor en ontvang vanuit daardie verhaal. Nou wanneer ons na die gelykenis van die saaiër lees, is daar nogal 'n paar interessante boodskappe wat ons daaruit kan neem. En ek weet, dit is 'n baie bekende gedeelte vir ons almal. Maar net 'n paar gedagtes rondom dit. As ons kyk na die gelykenis van die saaiër. Eerstens is dit belangrik om onsself te evalueer en te kyk na hoe ontvanklik is ons om God se woord te ontvang. Want dit is uit en uit wat hierdie boodskap vir ons gee. Tweedens, dui dit ook op die gevaar van wêreldse dinge wat belangriker is, en om die presiese woorde te gebruik, waar die onkruid dit verdring, die wêreldse bekommernisse en die grootsheid van die lewe, wat God se woord verdring. En die vraag wat ek by my het is, hoeveel laat ek toe dat die wêreldse dinge my aandag aftrek van die Here af? Bekommernisse oor waartoe gaan Suid-Afrika, wat gebeur met ons, wat en. In plaas van te fokus op God se woord. Maar die goeie nuus is, die gelykenis vertel ook, en dui ook op die krag van God se woord, dat daar 'n 100voudige oes kan wees. Dis amazing, wanneer iemand ontvanklik is, en hoe die woord van God lewens kan verander. Maar daar's ook iets rondom die verantwoordelikheid van die boodskapper, die boer wat saai. Die boer in die gelykenis het goeie saad gesaai. So, selfs al was dit goeie saad, het dit die ontvanger, die area waar dit geval het, bepaal hoe vrugbaar daai saad was. Ouens wat honger is vir die woord, 100voudige oes. Dieselfde saad val op die harde grond en word opgepik deur die voëls. Dieselfde saad val in die vlak grond en verdor na 'n paar dae. Dieselfde saad word verdring deur onkruid. So, wanneer ek en jy, as Jesus se verteenwoordigers, sy woord deel, gee ons goeie saad. Maak ons seker dat ons van Jesus praat en nie van onsself nie. Dan, daai hele gedeelte ook vir my iets van die Heilige Gees wat geestelike groei moontlik maak. Want 100voudige oes, mense,
Dit is 60voudig, 30voudig, 100voudig. Dit is ongelooflik. En dit is net die Heilige Gees wat daai woord kom vasmaak het in mense se lewens en dat daar soveel vrug op God se woord kan wees. Dieselfde krag wat Jesus uit die doodheid laat opwek het, is die krag wat in my en jou is. Dis die Gees van God. En hy wil hê ons moet soveel meer doen en sy woord sê ons sal soveel meer doen. Ek is honger daarvoor. Is ons bereid om die prys te betaal om ons oë op Jesus te hou vir dit? Dan ook is hier vir my 'n belangrike gedagte wat ek mee wil afsluit. Hoe ontvanklik is ek en jy vir die woord wat ons ontvang? Is ek en jy op 'n plek waar ons toelaat dat God se woord wortel skiet in ons lewens? Want as ons dit nie op daardie plek kom nie, kan ons nie verwag dat daar 'n 100voudige oes op God se woord sal wees nie. Kan ons nie verwag om vrugbaar te wees in God se koninkryk nie. Ek wil graag hê die Here moet eendag sê, welgedaan, my getroue diensknegt. En ek wil hê hy moet verheerlik word in en deur my lewe. Kom ons dink en raak stil voor die Heilige Gees en vra dat hy sal verwyder dit wat in die pad staan, dat ons werklik ontvanklik is en ook kan toelaat dat sy woord ons lewens verander. Groete en seënwense vir jou dag.